ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 339. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in een van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink aan die boek Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. Baie belangrik dat jy dit moet kry. Inteendeel, dit moet eintlik in elkeen se huis wees, sodat jy kan presies weet wat het die Bybelgenootskappe in die laaste 50 jaar met ons Bybels gedoen. Die boek se naam is Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. Kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. We gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As jy dalk vir die eerste keer na hierdie reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Ek gaan na deel 1 begin voor. Het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewing kan kry van al die verskillende studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur die kontak vir jou vriende en kennisses. Dis uiters belangrik, dis lewensbelangrik, is lewensveranderend. Skryfblokpen en 'n 33 Afrikaanse Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Ons wil aan U vanmôre al die eer, die prys, die lof, die eer gee in die naam van Javashua. Dankie vanmôre Vader Jaffa dat ons elke dag 'n geleentheid gegee word om U woord te kan studeer, sodat ek myself geestelik in die Ruach HaKodesh kan opbou, steen vir steen vir steen vir steen. Dankie vir die voorreg waar ons 'n geleentheid het, waar ons ook kan leer om te weet hoe U deur die Ruach tot ons spreek en met ons werk. Sal vanoggend se woord maak dit lewend in ons midde en kom word U verhewig en verheerlik in U naam. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Javashua, elke Java sê halleluja. Halleluja, baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Verskoon my. Ons maar so snaakse ou haartjie in die snor en die neus wat raas. Vertrou dat vandag se studie vir u 'n groot seën gaan wees en dat u dit gaan geniet en dat dit vir u pitkos gaan wees, sodat u ook geestelik vandag kan groei daarin. Spreuke hoofstuk 19 vers 18, ons het nie klaar gemaak gister nie. Koning Salomo sê, tigtig jou seun of jou dogter, want daar is hoop. Daar's hoop wanneer ons tigtig. Gisteroggend gepraat ook oor die tig. Ons ontvang ook as bruid tig van Vader Jaffa af. En as voorganger is dit my plig, as ek verstaan daar's goed wat nie reg is nie, om tig toe te pas in dit, geestelike tig toe te pas, sonder om te vermoor, sonder om iemand dood te maak, in liefde dit te doen, in die agape liefde. Maar laat dit nie in jou opkom, kom ek lees dit aan mekaar, tigtig jou seun of jou dogter, want daar is hoop, maar laat nie in jou, dis ons, opkom, om hom of haar dood te maak nie. So ek moet nie 'n gevoel wees van, ek gaan jou vermorsel en doodmaak nie. En wat ek gesê het, in die tyd toe ons kinders was, my paale hulle was wrede mense in terme van dit. Lyfstraf, ek het nie genade gehad nie. Want hulle paas en weer kom van die plaas af, hulle het met spanrieme, dit wat hulle die beeste se voete vasmaak wanneer hulle melk, hulle met spantoue geslaan. Dis onmenslik. Maar ek dink as my pa ook nie so streng opgetree het in die tigtiging van ons as kinders nie, dan het ons heel waarskynlik seker tronkvoëls uitgedraai. Daar was toch van ons familie wat gesê het daai jare toe ons kinders was. Hulle is bestem om tronkvoëls te wees.
Omdat ons in 'n arm gebied groot geword het, en nie waar hulle kinders groot geword het nie. Maar met die tugtiging van my pa en die feit dat die familie neergekyk het op hom en die tipe dinge ook, en verstaan jy waarvan ek praat? Want as jy mos arm is, dan word ons maar neergekyk. En dit was nie arm omdat my pa drinker was of iets, het was arm tye, daai 60's was arm tye, dit was baie moeilike tye gewees. Kom dis net na die groot resessie wat daar was. Maar daar was nie die werk nie, alhoewel my pa gewerk het vir 'n baie klein salaris sê. Verstaan jy wat ek sê? En so ook ander, dalk u vaders en moeders, ek weet nie. So deur die tugtiging, en maar weet jy wat, wanneer ek in my lewe gesit en terugdink het later aan na ek volwasse geword het, en self kinders groot gemaak het, alhoewel ek my tugtiging anders het toegepas het. Ek wou nie sadisties wees op my kinders nie, dit het nie so gewerk nie. As ek teruggedink aan die tye wat my pa dan lyfstraf toegepas het, op 'n grove manier, dan was dit om ons dit verdien het. Nie een keer my pa ons lyfstraf gegee wat ons dit nie verdien het nie. En as ek ook kyk in die gees, dan sien ek wanneer sekere goed in ons lewens gebeur het, dit was omdat ons dit verdien het. En hy praat in die geestelike hierso, Koning Salomo praat ook in die geestelike, met ons in die 21ste eeu. Vader wil ons nie doodslaan nie, maar hy wil ons attent maak. En daarom gebeur verskillende goed. Daar's 'n gesegde, Afrikaanse gesegde wat sê, slegte goed gebeur met goeie mense. Maar jy weet ook natuurlik dat Yeshua het nie vir goeie mense gekom nie, hy het gekom vir sondaars wat gered moet word. Nie net om goeie mense te word nie, maar wat bereid moet word. So in ons geestelike lewe moet ons verwag, as ons nie in die waarheid wil wandel nie, in die leiding van die Ruach wil wandel nie, die Ruach HaKodesh nie, dan sal moontlik dat daar tugtiging kan toegepas word. Maar ek weet een ding, Vader Jahwe sal ons nie wil doodmaak nie. Welke wyse? Nie, hy het dan sy seun gegee sodat ons juis gered kan word. Hy gaan verder om te verduidelik in vers 19, hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Met ander woorde, die een wat 'n woede uitbarsting het en net wil doodmaak, soos die vorige skrif gesê het, dis nie om hom dood te maak, dis om hom te tugtig. Maar as daar sou 'n woede uitbarsting wees, jy gaan ook dan maak jy jouself skuldig daaraan, want jy gaan die straf dra daarvan. So, as dit gebeur dat ons tugtiging toepas, het sy in ons huisgesinne, in ons kinders, of in die bediening, dan moet ons dit in die werking en in die leiding van die Ruach HaKodesh te doen. Anderster gaan ons 'n straf oor onsself bring. En dis is hoekom dit so belangrik is dat wanneer ons dinge wil doen, dat ons eers oor dit dink, eers oor dit bid. Dink daaroor. Werk dit deur. Meng dit met die Ruach en sien wat sê Vader Jahwe vir ons. Hy wat groot van woede is, sal die straf dra. Want as jy wil red, dan maak jy dit nog erger. So, ek het 'n ding geleer in die bediening, selfs van die jare af wat ek 'n lokale pastoor was, is om tug toe te pas, maar in liefde. In liefde. Want dit vir my, omdat ek 'n evangelis was dit nog altyd belangrik dat 'n persoon werklik tot bekering moet kom en tot wedergeboorte kom, selfs toe ons nie eens in die name gefunksioneer het nie. En dat daar vrugte moet wees van die Ruach HaKodesh.
So, wanneer ons sekere goed wil doen, soos koning Salomo gesê het, dan moet ons dit in die liefde van Jahwe doen, sonder om iemand te wil doodslaan. Hoekom? Want jy maak dit net erger. Maar nou wil ek ook bysê, in dieselfde asem, wanneer daar sonde en ongeregtigheid is, ek is jammer, ek kan nie 'n kompromie maak met dit nie. By my is daar 'n standaard van heiligmaking, volgens die woord, wat die kerke geleer het om weg te werk, baie van die kerke, ek sê nie almal nie, om dit te omseil deurdat hulle die Ruach HaKodesh uit hulle bedieninge uitgeskuif het, om prosperity preaching en al die goed in te bring, en eerder 'n heerlike diensie te hou, as om in 'n diens te wees waar mense bewus is van die salwing van die Ruach HaKodesh, en bewus is van sonde, oortuiging, waar dit toegelaat word dat die Ruach HaKodesh oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid, en waar stikkende siele heel gemaak kan word. Dis vir my verskriklik belangrik. In hierdie 21ste eeu waar ons lewe, waar alles instant is, jy stap in Checkers in, jy koop 'n pakkie goed, instant koek. Jy vat 'n pak goed, jy gooi hom in die bak in, jy roer hom, jy sit hom in die mikrogolf en jy die lekkerste koek, ek nou nie, maar lekkerste koek, pudding, enige ding. Alles is instant. En dis hoekom die godsdienstsysteem, die Satan dit reg gekry het, in die laaste 30 jaar vernaam, 30-40 jaar vernaam, dit reg gekry om die godsdienst soos 'n instant pudding te maak. Godsdienst, waar mense nie meer nodig op in die geloof te funksioneer nie, waar mense nie meer nodig het om te doen dit wat Jahwe van ons verwag nie, maar net te doen wat die kerk sê ons moet doen, die kerk teologie en dogma, en die kerk konsistisie. Hoe jammerlik. Ons was daar, ons ken die goed, ons weet van dit alles. Maar as ons op die plek is waar die Ruach HaKodesh vandag met ons werk. En dis my doel met die studies, die ontbytstudies ook, elke oggend. Dis nie net om tyd vol te maak en 'n bietjie geselsie te hê nie. Dan kan ek maar 'n koppie tee kry en 'n bietjie roosterbrood en 'n lekker sagte gebakte eier en dan 'n bietjie bacon en dan kan ons net so sit ek gesels bietjie oor die wind en die weer en die goed. Verstaan jy wat ek sê? Nee. Hierdie is 15 of 20 minute waar ons nodig het om ons met die woord te voed in die dag dat ons kan funksioneer in die wil en in die vrede van Jahwe ons Elohim deur die genadebloed van Jahwe en die werkende van die Ruach HaKodesh. Halleluja. Dis 'n mondvol. Dat ons ingeskerp is in hierdie môre om die res van die dag op die uitkyk te wees waar ons iets kan doen om die koninkryk van Jahwe te laat voortbeweeg. Meer suksesvol te wees. En daarom is ek en Pastoor Rika al die tyd besig met navorsingsstudies in verskillende rigtings in, vir nuwe boodskappe. Ek hou nie daarvan om 'n YouTube boodskapie te vat en aanhou se goed te gaan preek nie. Nee, ek hou van vars kos. Jahwe vir ons vars kos gee, elke dag. Hy ons voed met vars gebakte brood, die brood van die lewe. Hy ons versadig met die bo-natuurlike waters wat opspring tot in ewigheid. Heerlikheid, sy heerlikheid, sy heerlikheid, halleluja, wat 'n voorreg.
Wat 'n voorreg dat ons deel van die plan van Jahwe kan wees in die tyd waar ons lewe. Die tyd ons gevang. Kom ons kyk vandag, wat kan ek en u doen om 'n seën te wees ook vir iemand anderste en die koninkryk van Jahwe. Kom ons groei in hierdie dag in sy woord. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.